Dis hy, hallo Larissa. Hallo Jenny. Baie welkom by Mondvol en dis lekker om vandag met jou te gesels. Dankie, dis heerlik om hier te wees. So 'n maand of 2 terug het JC gesê dat ons twee 'n bietjie gaan gesels en ek's baie opgewonde oor dit wat die Heilige Gees vandag gaan kom openbaar. So ons gaan 'n bietjie gesels oor, is dit verkeerd vir 'n Christen om rykdom te hê? En wat sê dit van ons verhouding met God? Nou, dis iets wat ek baie sien en ek is seker julle ook baie sien of vrae wat ons kry rondom, is my rykdom gekoppel nou aan my verhouding met God? En jy het vroeër iets genoem van voorspoedsteologie. Nou, ek is baie opgewonde om te hoor wat jy op afgekom het daar. Okay, so ek gaan begin met 'n definisie. So voorspoedsteologie is 'n teologiese oortuiging in sommige charismatiese protestantse kringe dat God gelowig is met materiële rykdom en fisiese gesondheid wil seën as 'n direkte gevolg van hulle geloof en skenkings aan die kerk. Sure. Ja, so ek dink ons moet duidelik wees oor wat ons bedoel met voorspoedsteologie, want ek dink daar's hierdie misverstaan van wat God wil doen in ons lewens en nie wil doen nie. So ek dink sodra ons verstaan wat is die evangelie regtig en wat is die evangelie nie, is dit makliker om hierdie onderwerp te hanteer. Ons sien in Galasiërs dat Paulus waarsku, moenie 'n ander evangelie preek as wat ek vir julle gepreek het nie en wat ek vir julle gebring het nie. Vervloek is hy wat dit doen. So ek dink dit is baie belangrik dat ons sê wat is dit? Wat is die goeie nuus van die evangelie wat Jesus gebring het? En wat is dit nie? Ja. En ek het so 'n tydjie terug, nou dat jy dit sê, dink ek aan hierdie een dametjie wat so 'n tydjie terug na my toe gekom het en sy sê vir my, Janine, ek is nou al 'n jaar of 2, wat ek nou in die kerk is en dinge lyk net nie vir my reg nie. Ek sien julle doen goed en ek sien mense doen goed en ek glo nou dat jy van daai gepraat het, dat baie mense kom na die Here toe met hy moet my lewe kom regryk in 'n manier wat ek dit kan sien en wat dit kan manifesteer dat ek 'n beter lewe kan hê. En daai is tipies jou so hoe glo jy, wat dink jy dan is die evangelie? Ja. Ek dink daar's 'n plek van waar ons begin dink dit gaan oor ons of ons besef nie dat daar die evangelie gaan oor jou lewe neerlê om jou lewe nie meer lief te hê nie. Ons omstandighede kan nie bepaal wat ons oorgawe is aan die Here nie. En die evangelie is nie altyd een van ek gaan jou met oorvloed in 'n materiële sin seën of jou lewe gaan net perfek wees en gaan reg wees nie. Dit was nie die boodskap van Jesus nie. Dit het gepraat van julle gaan vervolg word vir my naam. Ek bring 'n vyandskap tussen ma en pa en dogter en skoondogter of ma en skoondogter en ek dink as ons daai ingesteldheid het van Here, ek het my lewe nie lief tot die dood toe nie en dit kan balanseer met ek is 'n kind van my pa. Ek voel dis amper hierdie warm aartappel wat jy moet so half tussen die twee bly as jy na die een kant toe gaan, dan brand jy amper. God wil my seën, maar ook hierdie lewe is nie waarvoor ek lewe nie, ek lewe vir die ewigheid. Ek dink dis 'n goeie plek om jou hart te hou. Sure. Ja. Nou die vraag is dan nou. So sou jy sê dat is rykdom verkeerd? Kom ons begin daar. Dink jy rykdom is verkeerd? Ek dink nie rykdom op sigself is verkeerd nie. Ons sien in die Ou Testament dat God baie van die geloofspatriarge geseën het met baie rykdom. Ons sien dit reg deur die Ou Testament ook. So ek dink rykdom op sigself is nie verkeerd nie. Maar dink ek ook dat dit 'n plek het waar dit in ons hart iets kan word wat ons hart korrup maak, as ons nie oppas nie, of as ons nie sensitief is vir die Heilige Gees se stem nie, 100%. Jesus praat van vir die ryk jong man, sê hy, gaan verkoop alles, en hy sê, Here, ek kan nie. En ek dink geld kan daai plek in ons harte hê, wat dink jy? Ja, verseker. So, die skrif waarsku ons dat mammon 'n god raak. Dit kan 'n god raak in jou lewe, en dit is wanneer ons fokus eintlik dan nou rykdom raak
Ons sien in Spreuke 22 vers 2 sê dit, rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal geraak. So, rykdom primêr, as ons kyk na die skrif, is nie 'n teken van 'n seën van die Here of van 'n vervloeking van die Here nie. Jou rykdom is nie die bepalende faktor nie, maar jou hart teenoor jou rykdom, hoe jy jou rykdom gebruik ter wille van God se koninkryk, ter wille van om hom te eer, daai is die bepalende faktor. En ek glo, as ons net kyk na Paulus, as ons kyk na wie saam met Jesus gestap het, as ons kyk na die apostels, hulle lewens, en hoeveel, ek kyk net na Lydia, hoeveel van die wat in die bediening was geseënd geweest met rykdom, met geld, maar dit was ter wille van die evangelie, ter wille van die koninkryk, om die koninkryk uit te brei. So, ons kan nie na rykdom kyk en dit vergelyk en dit terugtrek na ons verhouding met God toe nie. En nou, mense kom in die kerk in, en ek dink hier is 'n baie sensitiewe saak in die kerkkringe ook, want as jy in die bediening is en daar's rykdom betrokke of daar is nie rykdom betrokke nie, dan is dit ook 'n indikasie van, jy weet, waarmee is hierdie pastoor dan nou besig? Of waarmee is maar so dit is 'n baie sensitiewe saak in Christendom, in die liggaam op die oomblik, en ek dink dit gaan vir altyd wees totdat Jesus kom. Maar ek dink die belangrike ding om te onthou is waar is jou hart teenoor jou rykdom in vergelyking met jou hart teenoor die Here? Is hy so gekoppel aan jou rykdom dat jy die twee nie van mekaar kan skei nie? Ja, en ek dink daar's baie keer 'n plek waar mense, Matteus 6 praat van, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie goed sal vir jou toegevoeg word. En ek dink dis presies daai wat jy sê is, waar is jou hart? As jou hart is vir die koninkryk en die Here seën jou met rykdom, gaan jou hart in daai rykdom bly om koninkryk uit te brei. Ek dink is 100% 'n hartsaak, en ek dink dit is 'n baie moeilike onderwerp in kerkkringe. Ek dink omdat mense geld gee vir die kerk en dan verwag dat 'n sekere verwagting het. En dit is tot 'n mate verstaanbaar. Maar Paulus praat ook van laat die wat julle leer ook dien in die goeie gawes wat julle het. So daar is 'n plek waar daar 'n Bybelse beginsel is dat die wat leer deel saam met die gemeente. Ja. Ja. So, ek wil vir jou hierdie stuk lees, 1 Timoteus 6, vanaf vers 17, staan daar, sê Paulus, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie. So ek wil net daar stop, so beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, want ons weet as jy rykdom het, dan is jou gevaarlike plek om hoogmoedig te raak. Jy kom op 'n plek waar jy kan, ek het nie meer God nodig nie, alles gaan goed met my, en jy weet, ek hoef nie op my gesig voor die Here te lê vir môre, en wat gaan ek môre eet, en wat gaan ek môre dra, so jy kan op 'n plek kom waar jy hoogmoedig raak, en hy sê, om nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, en daai is die gevaar is wanneer jy jou hoop begin skuif het, en jou hoop is nie meer in wie Christus is nie, maar is in jou rykdom, is in jou materiële besittings, want as alles môre platval, so jy moet eintlik jouself vra, wat is die toets? As alles môre van my weggevat word, glo ek nog steeds, is my hoop nog steeds in Christus? En as jy vir my sê, Janine, as alles môre platval en ek verloor alles, is my lewe verby, dan moet jy dalk terugstaan en vir jouself vra, het ek my hoop gesit op my fisiese besittings, op my rykdom, in plaas van in wie die Here is? Ja, ek stem saam, en ek dink dis ook die storie van die ryk jong man, is as die Here voor jou kom en vir jou vra, gee dit alles, as ons hart in daai plek kan bly van, Here, as jy nou vir my sê, gee alles, sal ek alles gee. En as ons harte op daai plek bly waar ons eerlik vir onsself kan sê, ek
is bereid om alles te gee vir Here, dan dink ek is ons op 'n gesonde plek. Ja. En dit is 'n tydelike materialistiese hoop en ek dink ons moet eerlik wees daaroor want dit kan enige oomblik plaasval. Die ekonomie kan enige oomblik sink en daar's een rots en daar's een ding wat vas staan en dit moet ons geloof in die Here wees. Ek wil net teruggaan na Timoteus toe, wat net voor daai stuk wat ek nou gelees het, kom sê hy, of kom sê die skrif, dit sê ons het immers niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. En ek dink baie min mense is nie net tevrede om te wees nie. Jy wil rykdom hê en ek dink dit regtig is net gekoppel aan jou wanpersepsie dat God jou seën wanneer jy rykdom het. Dat jy 'n verhouding met hom het en dat jou rykdom of jou oorvloedige rykdom of tekort daaraan 'n teken is van jou verhouding met God. En daai is regtig 'n persepsie wat gebreek moet word in die liggaam. Want mense is so gefokus op dit wat ek het en dat jy eintlik jou oog van die evangelie afhaal. En dan wil ek net verder lees. Hy sê en baie dwaase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging, want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof. Dis hoe hy laat wegdraai van die evangelie en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. En dan sê hy, maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, godvreesendheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis vir baie getuienis afgelê het. En dan sê hy, ek beveel jou voor God wat aan alles lewe gee en Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus gelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer tot die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dan en dan kom hy dan sê hy beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie. So wat beleef jy? En kom ons sê beleef want ons wil graag hê die Heilige Gees met ons moet die liggaam lei in hierdie, want rykdom is nie soos God het alles, God gee alles. Guys, hy gee rykdom en hy kan dit wegvat ook, maar so rykdom is nie van Satan af nie. Okay, jou hart teenoor dit bepaal waar jy is in jou verhouding met God, maar wat beleef jy is, moet mense met rykdom dan, hoe moet ek dan nou my rykdom hanteer in die liggaam van Christus? Is dit is die Here seën my en ek het rykdom en dis nou hoe dit is, of waarvoor is daai rykdom dan? Ek dink dis ons is aangestel as rentmeesters. Jesus praat van hy het aan party mense meer talente gegee en minder talente gegee, maar hy het van almal goeie rentmeesterskap verwag. En talente is 'n geldeenheid, so daai praat van geld. En ek dink dit is ons en dit moet ons ingesteldheid wees in die liggaam van Christus. Ons is aangestel oor goeie gawes van die Here. Hoe kan ons hierdie maak werk om sy koninkryk uit te brei? Niks behoort aan ons nie. Dit is tydelik. Ons kan dit nie sommer met ons vat in die ewigheid in nie. Ons kan dit belê in ewigheid. Ons kan dit belê in dinge wat ewigheidswaarde het. En ek dink dis waar ons harte moet wees, is Here, waar kan ek hierdie wat ek gekry het, waar kan ek dit gebruik om 'n seën te wees in die liggaam, om die liggaam uit te brei, eerder as hierdie is myne en hierdie is wat ek verdien het. Dit te sien as hierdie is 'n gawe van die Here waaroor ek aangestel is in hierdie teenwoordige wêreld. Ek gaan in 'n toekomstige ewigheid gaan ek met verantwoording doen vir hoe ek 'n rentmeesterskap was van daai waarmee hy my toe vertrou het. Amen. En ek wil dit terugvat na jou waarmee jy begin het met jou voorspoedsteologie. As jou perspektief is dat my rykdom is daarom my lewe te vergemaklik en dit alles gaan oor my, dan is jy besig met met daai voorspoedsteologie, dan het jy jou oog van die evangelie afgehaal. Maar as jy rykdom het, as jy in jou gawes beweeg, jy in dit instap waarvoor die Here jou geroep het,
en die Here seën jou met rykdom en jy hou jou oog op die evangelie, gaan daai 'n natuurlike kanaal wees waardeur daai rykdom vloei. Dan gaan jy oop wees vir die Heilige Gees om jou hart te skuif as dit kom by wat ook al, by uitreike of om iemand te help wat in die nood is, om behoeftiges te help, ons het vroeër ook gesels oor wat is redelike godsdiens, om betrokke te raak by die weduwees en die wese, om by hulle betrokke te raak. Ja. Dit gaan 'n natuurlike kanaal wees waardeur jou rykdom vloei, want jou hart en jou oog is op die evangelie en om God te verheerlik met alles wat jy het. Ja, en ek dink ook ons lewe in 'n westerse samelewing wat baie selfgefokus en baie gestel is op die materialistiese, en ek dink dis al waar die verdraaiing van die evangelie gekom het, is hierdie gaan nou oor my en hoe ek vooruit kan gaan, waar dit is nie die evangelie wat Jesus gebring het nie. Jesus bring 'n evangelie van myself neerlê en ek het ewige lewe want ek ken hom. En ons het versoen met God. Dit is die evangelie. Die evangelie is nie alles gaan goed gaan met my in hierdie wêreld of alles gaan gemaklik wees in hierdie wêreld. En ek dink daai oog op die ewige en daai oog op ek gaan eendag saam met Jesus wees en ek het die voorreg eintlik om 'n koninkryk in te bou en op die einde van my lewe te staan en hopelik te kan terugkyk en sê, "Sjoe, hierdie is wat die Here gedoen het met dit wat ek wat bereid was om my lewe te gee en alles wat hy my toevertrou het te gee vir hierdie waardige doel van die evangelie." Amen. So ek dink om af te sluit, so hoe help ons mense om nou te bepaal waar lê my hart dan nou? Ek dink die vraag is wat jy jouself moet vra is daai vraag van as alles nou weggevat word, of as die Here vir my sê verkoop alles, as hy daai opdrag vir my gee, maar as alles nou moet wegval, is my hart en my oog nog steeds dat hierdie gaan hom verheerlik. Hy gaan verheerlik word hierdeur. Of is ek soos hierdie kan nie gebeur nie. Ek gaan net my hele lewe sal in mekaar val as jy my rykdom by my wegvat. En ek dink as jy daai vraag vir jouself kan vra en jy eerlik met jouself kan wees, dan na die Here toe te gaan om te sê Heilige Gees help my dan om hierdie rykdom wat ek het, wat in elk geval van U afkom, reg te bestuur in U koninkryk. Help my om 'n natuurlike kanaal te wees. Ons weet hoe werk die hemelse wet. As jy getrou is met min, gaan hy baie meer aan jou toevertrou. So jou rykdom wat jy nou het en dink is dalk die limiet, is dalk nie God se limiet nie. Jy is dalk net nie nou op die oomblik besig om 'n natuurlike kanaal in die koninkryk van God te wees nie. Maar om dan oop te wees en toe te laat dat die Here die finansies kan skuif, waarna toe ook al hy dit wil skuif, en dit dan te skuif tot eer van hom. En ek dink daai is waar ons hart moet wees. Ek stem saam. Lekker. Daai was nou 'n mondvol en ek dink ons kon nog baie gesê het hieroor. Soos jy sê, dit is 'n groot onderwerp en mens kan eintlik baie dieper gaan hieroor en baie teologies raak hieroor. Maar my gebed is regtig dat mense sal eerlik wees met hulle self oor waar hulle harte is teenoor hulle rykdom en dat hulle regtig nie op 'n plek sal kom en dink maar my verhouding met God is gekoppel aan my materiële besittings of my fisiese rykdom in hierdie teenwoordige tyd nie. Ja, ek dink dis belangrik. Ek dink die Here het meer vir ons as net ons gemaak nou. Hy het vir ons geestelike seëninge en dit moet ons lei of hy moet ons lei. Hy moet ons kan lei in alles. Ek dink as ons harte oop is vir ons om ons te lei in watter manier ook al in hierdie onderwerp ook is ons 'n kanaal vir hom en dis wat ons wil wees op die ou einde van die dag. Amen. Dankie Larissa. Dankie Janine.